Dis vandag die begin van die 3de Lydingsweek en dit neem ons dieper op die reis van die lydenstyd. 'n Tyd waarin ons met opset stadiger begin loop, sodat ons saam met Jesus as te ware op pad na die kruis toe kan stap. Wanneer die eerste weke ons oproep om te fokus op selfondersoek en bekering, begin ons hierdie week in die lydenstyd ons fokus skuif na die prys van disippelskap. Die werklikheid om 'n Christen te wees, al beteken dit soms lyding en swaar kry. Ons luister meer aandagtig na die evangelieverhale. Ons bid meer eerlik oor die lyding en ons eie gebrokenheid. En ons soek doelbewus na maniere om Christus met 'n nederige manier lief te hê en die mense rondom ons. Die 3de Lydingsweek roep gelowiges daarom op om nie net oor Christus se kruis te dink nie, maar ook dalk die eie kruis wat jy in jou eie lewe moet dra. Daarom word ons stil voor God. Ons harte gaan oop vir God en sy Gees om in die woord en in die daad nader op hierdie reis te leef. Omdat dit die 3de Lydingsweek is, het ons vanmôre 3 van die kerse doodgeblaas. Ons gaan nou staan vir die toetrede lied, Psalm 393, strofes 1 en 3, middelpunt van ons verlange, U bring rus in ons gemoed. Dan bly ons staan vir die foto, die seëngroep, en ons sing 'n lofsang, Gesang 525, strofes 1 en 3, Here, hoe blymoedig en in dank oorvloedig, maak U my hart. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Geliefdes, gelukkig en bevoorreg is mense wat goed en wat gaaf is teenoor ander, want God sal hulle die aarde laat erf. Amen.
Ons kan net so bly sit, dan bid ons saam. Here, in hierdie derde week van lydenstyd, vra ons U om deur die Gees wat hier teenwoordig is, ons ook na U woord toe te vat. Ja, Here, ons is blymoedig, ons is dankbaar, omdat ons vanmôre hier kan saam wees. Iewers deur die Gees vanmôre het ons opgestaan en hierheen gekom, dalk het ons nie moeite gedoen, of dit het vir ons gevoel soos moeite. Maar ons is hier, Here. Ons wil luister, ons wil hoor wat U woord vir ons te sê. Laat hierdie woord, Here, hoe gebroken dit ook al deur 'n mens aan ons oorgedra word, deur die Gees in ons harte kom lê. Laat dit sigbaar word op ons hande, op ons lippe, op ons mens wees in die wêreld daar buite. Mag ons nie net hier opgevlam en opgevuur word, en as ons by die deure van die kerkgebou uitstap, maar net eenvoudig gaan lewe soos altyd van tevore. Ons is net, dit swakhede, Here. Soms raak ons 'n bietjie klein gelowig, soms raak ons ongehoorsaam, maar ons is hier en ons dankie, Here, dat in hierdie lydenstyd ons ook mag hoor, dat U ons altyd nader trek, dat U ons so lief het, dat U ons nooit net laat gaan, dat U ons môre vashou, is spesiaal, Here. Praat asseblief met ons, deur U Gees. Amen. Ons wil vanmôre uit die boek Rut lees. Rut speel af in die ou geskiedenis van die volk Israel, en wat bekend staan as die Rigterstyd. Rigters was geestelike leiers wat die volk probeer lei in gehoorsaamheid aan God. 'n periode in Israel se geskiedenis wat in die Ou Testament gekenmerk is deur baie politieke onsekerheid en politieke onstabiliteit. En nou kan jy al klaar hoor, net dit, laat ons nou begin regop sit, want ons lewe op ons tyd met politieke onstabiliteit en politieke onsekerheid, nie in ons eie land nie, die wêreld vol. Die plaaslike leierskap in daardie tyd het in duie gestop. Daar was 'n gebrek aan ware leiers. Veral leiers wat mense regtig erg na God toe gelei het en nie na alle ander dinge nie. Daar was ook gereelde sosiale spanning, met ander woorde spanning in die alledaagse lewe, soos wat ons gewoon skool toe gaan woon, gaan werk in daardie lewe. Ons moet ook onthou dat hierdie boek geskryf was vir mense wat hoofsaaklik in 'n landbougemeenskap geleef het. Met ander woorde, hulle was hoofsaaklik boere. Hulle het op plase gebly in die platte land. So hierdie mense het ander goed geken as wat stadsmense geken het. Hulle het droogte geken, hulle het hongersnood geken, en oorlog was algemeen, want mense het by mekaar probeer steel en vat wat ander het, wat ek nie het nie. Ons sou dit kon noem plaasaanvalle. En teen hierdie agtergrond vertel die verhaal van 'n Israelitiese familie wat weens hongersnood uit hulle geboortedorp Bethlehem moes trek na 'n vreemde land, 'n ander land toe. Hulle moes emigreer na Moab toe, om daar te gaan kos kry. Daar land, hierdie klomp Israeliete, hulle is in 'n vreemde land, hulle bly tussen mense wat hulle nie ken, en hulle moet leef op maniere wat hulle nie ken om geleef te word. Maar hulle doen dit om te oorleef. Hulle trek uit Bethlehem van hierdie gesin Moab. En daar in Moab tref 'n liderlike ding hulle
waarvoor hulle nie voorsiening gemaak het. Elimelech, Naomi se man, die oupa, die pa, sterf. Orpa en Rut, die twee vroue wat getrou het met twee seuns uit Israel, Mahlon en Kilion, se mans sterf. Hulle het niks. Want in daardie wêreld kon vrouens nie oorleef sonder die lewe van hulle mans. Hulle doen hulle bes, hulle vlug na vreemde land, maar daar verloor hulle alles. En nou moet hulle terug. Hulle moet terug Bethlehem toe en gaan kyk of daar iets kan gebeur. En vir die mense wat hierdie boek Rut gelees het, was die boodskap oor die voorsienigheid van God. Ja, dit gaan nou sleg met julle, maar God sal altyd weer voorsien. Dis wat die verhaal uiteindelik wil vertel. Dit beklemtoon ook Rut se loyaliteit aan Naomi en Boas wat uiteindelik as 'n beskermheer intree. Die verhaal herinner die volk Israel daaraan dat God dikwels 'n groot verlossingsplan het wat gewone mense op die oomblik van hulle nood en hulle hartseer nie kan raaksien. Die boek Rut vertel hoe God se groot verhaal begin by 'n klein dapper keuse, ja, nie van 'n sterk man nie, maar van 'n heidense vrou, Rut. Want sy is nie Israeliet, sy is 'n Moabiet. Haar besluit in haar woorde, waar jy gaan, sê sy vir haar skoonma, sal ek gaan. Kom ons lees uit die verhaal uit, hoofstuk 1, vers 6 tot en met vers 22. Naomi het daar in Moab gehoor dat die Here sy volk in Juda met goeie oeste geseën het. Toe het Naomi en haar twee skoondogters klaargemaak om uit Moab na Juda toe terug te trek. Sy en haar skoondogters het in die plek waar sy gebly het vertrek op pad terug na Juda toe. Naomi sê toe vir haar twee skoondogters, moenie verder saam met my gaan nie, gaan liewer terug na julle ouerhuise toe. Mag die Here julle beloon vir die liefde wat julle aan my en my seuns betoon het. Mag die Here weer vir julle elkeen 'n man en 'n huis gee. Toe sy van hulle afskeid neem, het hulle in trane uitgebars. Die skoondogters sê toe, nee, ons wil saam met u teruggaan na u mense toe. Maar Naomi antwoord, gaan tog terug, my dogters. Hoekom sou julle saam met my gaan? Ek kan tog nie meer seuns in die wêreld bring wat kan groot word om julle mans te wees nie. Nee, my dogters, gaan eerder terug na julle ouerhuise toe, want ek is te oud om weer te trou. Selfs al sou dit moontlik wees en ek vanaand by 'n man slaap en geboorte gee aan kinders, sal julle kan wag totdat hulle groot genoeg is? Sal julle tot dan toe ongetroud kan bly? Natuurlik nie, my dogters. Dit is vir my baie swaarder as vir julle, want die Here het baie swaar kry met my laat kom. Die skoondogters het weer begin huil. Orpa het van haar skoonma afskeid geneem, maar Rut wou nie gaan nie. Kyk, sê Naomi vir haar, jou skoonsister het teruggegaan na haar mense en na haar gode toe. Gaan jy nou ook maar saam met haar terug? Maar Rut antwoord, moenie my probeer oorreed om van ma af weg te gaan. Waarheen u ook al gaan, sal ek gaan. Waar u gaan woon, sal ek ook woon. Ma se mense is ook my mens. U God is ook my God. Waar u doodgaan, sal ek ook doodgaan en daar begrawe word. Mag die Here dit so laat gebeur, net die dood sal ons skei. Naomi het besef dat Rut vasbesluit het om saam met haar te gaan, en daarom het sy opgehou om haar te probeer oorreed. Die twee toe hulle huis voortgesit na Bethlehem toe,
En toe hulle in Bethlehem aankom, was daar 'n opskudding in die dorp oor hulle aankoms. Is dit dan nie Naomi nie? Het die vroue gevra. Moet my nie meer Naomi noem nie, sê sy vir hulle. Noem my nou liewer Mara, want die Almagtige het my lewe bitter gemaak. Ek het vol hier weggegaan, maar die Here het my leeg laat terugkom. Kom sal julle my nog Naomi noem, as die Here teen my gedraai het, en die Almagtige soveel ellende oor my laat kom het. So het Naomi uit Moab teruggekom met haar skoondogter Rut, die jong Moabitiese vrou, by haar. Was met die begin van die garskoes dat hulle in Bethlehem aangekom het. En ek lees vir ons tot sover. As 'n mens ouer word, dink ek sommer net terwyl ek so deur die teks lees, wie sou dan nie wat gee om so 'n skoondogter te hê? Iemand vra die ander dag vir my, Dominee, hoekom preek jy so min uit die Ou Testament? En my eerste opmerking was in my kop, hè? En toe besef ek, dis waar. En vandag is ons teks uit die Ou Testament. En boonop het ek besluit om nie net uit die Ou Testament te preek nie, maar uit 'n teks wat uit die Ou Testament kom, maar fokus op die leierskap van vroue. Omdat dit ook 'n debat is in die wêreld waarin ons vandag leef. En sommer nie net enige vroue nie, sommer nog ook weduwee vroue wat volgens die samelewing eintlik niks is. Vrou van Naomi, Rut en Orpa. En behalwe die teks, het ek ook vir julle 'n afdruk van 'n skildery saamgebring. Op die skerm is die skildery. Dis die skildery van William Blake. Hy het in 1795 geskilder en daar is Naomi en Rut en Orpa. So vanmôre het ons teks, het ons woorde, ons het ook 'n narratief, 'n verhaal, en ons het ook prentjies om na te kyk om ons te onthou. As ek so deur die preek werk, kyk altyd terug na die skilder se skildery en probeer raak sien hoe die verhaal in hierdie prentjie afspeel. Naomi is die een met die swart rok, die swart klere aan, sy staan effens vorentoe gebuig, haar gewig vorentoe, sy kry swaar. Die lewe druk swaar op haar skouers. Sy het alles verloor. Die meeste van als haar man, Elimelech. En dan ook die wat vir haar sou sorg nadat Elimelech dood is, haar seuns, Maglon en Kilion. Vir Naomi, die dood van haar man en haar 2 seuns, nie net persoonlike verlies beteken, maar ook sosiale verlies. Die samelewing van daardie tyd het 'n vrou se veiligheid gelê, letterlik veilig, fisies die veiligheid by die mans in haar lewe. En met die dood van die mans in haar lewe het Naomi haar beskerming, haar bestaanssekerheid ook opgeoffer. Boonop kon sy niks besit nie, sy kon nie besigheid doen nie, sy kon nie eers as 'n vrou in 'n hof getuig, as 'n ware getuie nie. Sy staan as 'n weduwee, sonder haar man en sonder haar kinders in 'n vreemde land, sosiaal kwesbaar en ekonomies onseker. En daarom ervaar sy dat haar lewe leeg is en bitter is, het sy besluit om terug te gaan na haar geboortedorp Bethlehem. Sy sê dit dan ook in soveel woorde, want toe sy daar aankom in Bethlehem, dis die vrouens besig om, kom ons sê nou nie hulle geskinder nie, ons sê hulle gesels. Dis die vrouens besig om te gesels oor Naomi wat terug is.
En hulle sien sy het alles verloor. Julle kan dink aan die praatjies wat daar aan die gang was oor Naomi wat terug is sonder haar man en sonder haar seuns en sy het niks. Dan sê Naomi vir hulle: "Noem my Mara. Noem my bitter." Want die woord bitter, dit is Mara. Haar naam Naomi is, iemand sou wil weet, beteken lieflik. So Naomi voel sy het nie meer hierdie lieflik nie. Dis nou net Mara. En dan is daar twee ander vroue, Orpa en Rut. Die een draai weg. Die ander een beweeg nader en gryp Naomi vas. Die persone wat kuns ken sê, as jy van naby gaan kyk, sal jy sien dat haar arms en haar skouers baie sterk geskilder is. Want sy is die een wat vas en sterk vas. Amper kan ons sê die rol van 'n man vertolk. Die Bybelverhaal noem Naomi en haar familie jare tevore as hulle wegtrek. Maar die vreemde land het nie vir haar lewe gebring nie. Die lewe wat sy gehoop het. Wanneer die hongersnood in Juda eindig, hoor Naomi daar's weer goeie oes en daarom gaan sy terug na haar geboorteland. Sy dra die pyn van 'n gebroke lewe. Sy dra die vrae van mense soos: waarom moes dit met my gebeur? Waarom het God dit toegelaat? Waarom het alles en almal teen my gedraai? Naomi se verhaal is 'n eerlike verhaal. Dis ook ons verhaal. Sy probeer nie haar pyn wegsteek nie. Sy probeer ook nie haar pyn verromantiseer nie. Sy sê dit reguit. Dit voel vir my asof die Here sy hand teen my gedraai. So. Ons eerlik is en dit dalk al vir ons ook so. En tog, ten spyte van haar bitterheid, begin sy die pad terug huis toe stap. Sy gee nie moed op nie. Sy gaan staan nie stil nie. Sy hou nie op lewe nie. Sy hou aan beweeg na 'n nuwe moontlike uitkoms. Terug in die rigting van God en sy volk. Mense wat swaar kry, is Naomi's of ervaar 'n Naomi oomblik in hulle lewe. Ons was dalk al dikwels Naomi in ons eie lewe. Naomi herinner ons ook dat geloof beteken nie dat jy nooit bitterheid sal ervaar. Daarom verstom dit my dat predikers is wat vir mense preek, as jy net jou hart vir die Here gee en so ietsie daar in hulle kus gooi, dan sal dit altyd net met jou goed gaan. En as dit nie altyd met jou goed gaan nie, dan is dit jy wat nie goed genoeg glo nie. Of nie reg glo nie. Dis wat die Bybel sê. Selfs die Here se kinders ervaar Naomi oomblikke in hulle lewe. Verlies, alleen, 'n geblokte toekoms, 'n swaar gemoed wat ons vorentoe buig. Maar dis dan wanneer jy die oogklappe moet afhaal en om jou kyk. Want dalk is daar 'n Orpa. Orpa se karakter wat ons maklik miskyk, want sy word net 'n paar verse in hierdie verhaal genoem. Tog het sy ook 'n belangrike rol. Wanneer Naomi vir haar skoondogter sê hulle moet teruggaan na hulle eie volk toe, huil albei. Albei wil sien. Albei wil saam met haar gaan. Maar uiteindelik kies Orpa om terug te draai weg van Naomi. Sy was ook lief vir Naomi. Sy het ook gehuil oor Naomi.
Sy het ook vir Naomi gesoen, toe sy haar gegroet. Orpa het eintlik maar net gedoen wat dalk die meeste van ons sou doen. Ons kies weggaan. Ons kies teruggaan na wat ons dink beter is. Die goeie ou verlede. Die pad saam met Naomi is immers onseker. Daar tussen haar eie mense kan sy mos nou weer 'n man gaan kry, wat haar kan beskerm en vir haar iets kan gee. En soms lyk my en jou geloofslewe soos die van Orpa. Dis op daardie oomblik wanneer ons by 'n kruispunt in ons lewe staan en ons voel God roep ons, maar die pad vorentoe wat God roep is onbekend. Dit lyk swaar, ons sien nie die einde nie, dan draai ons maar liewer terug na die goeie ou jaar. Nie uit kwaadwilligheid noodwendig nie, maar uit vrees, uit 'n gebrek aan waagmoed om saam met God op die pad vorentoe te bly waag. Sien nie hoe maklik is Orpa ook ek en jy? Ek en jy Orpa? En dan is daar dit. En William Blake se skildery, sy die een wat na haar skoonma toe buig. Haar liggaam beweeg na Naomi toe. Daar is beweging daarna. Sy het haar besluit geneem. Wanneer Naomi haar probeer wegstuur, antwoord dit met een van die mees aangrypendste aanhalings uit die Ou Testament, die een waarna ek verwys het, toe hy gesê het, ons almal sou droom van so 'n skoondogter. Moenie my dwing om jou te verlaat nie. Waar jy gaan, sal ek gaan. Waar jy bly, sal ek bly. Jou volk is my volk. Jou God is my God. Rut kies die pad na God toe, maar dis nie die maklike pad. Kies die pad van verbondenheid. Die pad van geloof en gelowig waag. Wat hierdie besluit nog meer merkwaardig maak, is dat sy 'n Moabitiese vrou is. Sy is nie Israeliet. Sy het nie groot geword met die God van die Israeliete nie. Sy het ook geen waarborg dat as hulle nou na Israel toe gaan, die Israeliete haar as 'n Moabitiese vrou gaan aanvaar nie. Sy weet nie wat op haar wag. Maar sy kies om saam te stap in die rigting saam met haar skoonma wat God is. Haar geloof begin ook nie op 'n plek van sekerheid nie. Dit begin op 'n plek van loyaliteit. Ons sê baie keer, ek sal glo as God net eers vir my 'n teken gee. Ek wil net eers doodseker wees, dan sal ek glo. Hoor julle? Ons geloof begin op 'n plek van sekerheid en nie loyaliteit teenoor God. En die besluit om saam met God te stap, word 'n kragtige nuwe verhaal gehoor. Want God se verlossingsplan is altyd aan die werk. Al is hulle nou op die stofpad tussen Moab en Bethel. Ons weet, as ons die verhaal klaar lees, gelees het hierdie week, is min, ek dink, is dit 4 hoofstukke daarom, is die verhaal van Rut. As hy daar kom, dan word die hele verhaal van Boas speel af, en Rut kry 'n man wat goed is vir haar, en daar is sekerheid en sekuriteit. Die pad wat met trane begin, word deel van God se oplossingsplan. En hier lê die vraag vandag. As ek en jy na Blyk se skildery kyk, die 3 vroue op pad, waar is ek en jy vandag? Naomi, Orpa, Rut. Soms is ek en jy Naomi, mense wat erge verlies ervaar, en nie bedoel ek nie net verlies aan
aan 'n geliefde, ek bedoel verlies aan werk, of inkomste, of verhouding, mense wat voel, hulle is leeg, as dit jy is, hoor die boodskap van hierdie verhaal. God het jou nie vergeet nie. Selfs wanneer jy 'n storie bitter voel, is God reeds besig om 'n nuwe hoofstuk te skryf. Soms is ek en jy op. Ons staan by die kruispunt van ons geloof en ons kies om na die gemaklike terug te keer. Die uitnodiging van die verhaal vanmôre vra ons, gaan ons weg van God of na God toe kies? En soms roep God ons om soos Rut te wees. Mense wat kies om by God te bly. Mense wat hulle geloof op loyaliteit te God se liefde rus. Mense wat sê ja vir God se pad. En dan sien ons dit. Dan hierdie keuses elke dag. Wanneer ek daarvoor kies, dan bly ek by iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan, soos Rut by Naomi gebly. Wanneer iemand besluit om nie weg te stap van 'n gebroke gemeenskap nie, maar om te bly en eerder te help bou, is ons soos Rut. Wanneer 'n gemeente kies om nie sy eie belange voorop te stel nie, maar ook altyd die nood van ander, is ons soos Rut. Daarom is die vraag vanmôre, soos wie voel jy vanmôre? En dan, wie dink jy het God jou geroep om te wees? Jy kan dalk soos Naomi, maar God het dalk geroep om soos Rut te wees. Want ergens op die pad tussen Moab en Bethlehem staan ons almal by hierdie besluit. Moenie net op die kruispunt stap. Kies vir God. Stap verder saam. Amen. Broers en susters, ons is dankbaar dat ons in die prediking weer kon hoor dat God genadig is. Van hierdie genade lees ons in Psalm 103 waar daar staan: barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Sulke genade en liefde roep 'n mens tot geloof op. Kom ons bely ons geloof, terwyl ons net so bly sit. En as jy in jou hart die woorde wil saam sê, sê dit. As jy dit wil hardop sê, sê dit dan. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees. Gebore is uit die maagd Maria, wat gelyd onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Partykeer maak die aanslae van die bose 'n mens moedeloos. Ook ek en jy raak soms moedeloos. In Efesiërs 6 leer ons egter hoe ons ook hierdie aanslae kan teenstand bied deur die wapenuitrusting van Christus aan te trek. Luister aandagtig hoe die Here vir ons in Efesiërs 6 vers 10 tot 20 leer om dit te doen, want dit is sy wil. Verder nog dit:
Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenuitrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Trek daarom die volle wapenuitrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toegevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op, van die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Doen dit alles bidend en smeek God by elke geleentheid in die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my, dat wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesandte boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelees. Liefde sing saam met my terwyl ons bly sing. Vonklied 79 strofes 1 tot 5. Die Here sal ons seën en ons beskerm. Die Here sal tot ons redding verskyn
en ons genadig wees. Die Here sal ons gebede verhoor en aan ons vrede gee. Amen.